Nou, ons hou almal van 'n lekker vuurtjie, né? Oeh, dis so eie aan ons Afrikaner tradisie. Veral as dit so koud is. Dit is so lekker om 'n warm vuurtjie te sit. Nie waar nie? En 'n vuur het 'n bekoring van sy eie. In ons kultuur noem ons dit die Bosveld TV. Dis waar. En weet julle wat, daar's altyd 'n goeie movie op daai TV. Want jy sit en jy staar en jy's amper gehipnotiseer, want jy kyk na hierdie klein vlammetjies wat begin, sulke oranje, sulke rooi vlammetjies, en dan sien jy, maar daar gaan hy bietjie weier, en daar gaan hy bietjie weier, en hy gaan nie net weier nie, hy gaan ook 'n bietjie hoër, en hy gaan 'n bietjie hoër, en hy omvou, daai vlammetjies omvou, daai droë hout, en dit begin brand, en dan praat ons van die vuurtjie wat so lekker knetter, en dan klap hy soos 'n klapper wat afgaan, soos hy skiet, en ons hou almal van hierdie mooi movie. Dit het 'n bekoring van sy eie. Die hitte wat dit bring. En dit skep 'n heerlike atmosfeer. Maak nie saak waar jy is nie. En ek het my dogters geleer hoe om 'n vuur te maak. Want jy moet weet hoe om 'n vuur te maak. Jy pak die houtjies eers so en dan in die middel sit jy die droë grasies. Maak seker die hout is droog. Sit jy die droë grasies en dan stokkies wat droog is. Dan vat jy die vuurtjie en dan maak jy 'n vonk. En dan vat jy daai vonk en daai vlammetjie en jy sit dit so tussen die droë grasies en die stokkies en dan sien jy, daar vat hy nou. Daar vat hy nou. En daar gaan hy. En hy vou so om die droë hout. En is nie lank nie. En die vlammetjie word 'n vuur. En dan sê hy, nou brand hy. Nou gaat hy. En ek wil vanmôre oor jou profeteer. En ek wil vir jou sê, dat God gaan vanmôre 'n vlam in jou binneste aan die brand steek. Wat nooit ooit weer geblus sal word nie. Ja, daar was miskien 'n tyd dat 'n vlam in jou binneste gebrand het. Maar weens dinge wat gebeur het in jou lewe, het die vlam doodgegaan. Daar was 'n stadium in jou lewe dat jy aan die brand was vir God. En dat niks vir jou onmoontlik was nie. Maar weens dinge wat gebeur het, het jy weggegaan van die vuur. Jy weet, as jy 'n kool uit die vuur uithaal en jy sit hom een kant, hy's miskien rooi warm as jy hom uithaal, maar as jy hom een kant sit en jy los hom dan sien jy dis nie lank nie, dan gaan hy dood. En dan wonder jy baie keer, jy sien jouself soos daai kool en jy wonder maar, hoekom het die Here my verlaat? Hoekom het die Here sy rug op my gedraai? Maar ek wil vir jou vra, wie beweeg? Wie het weggegaan van die vuur? God raai nooit sy rug op ons. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Want ek is met jou al die dae, sê die Here. Maar God gaan daai vlam vanmôre weer aan die brand steek.
En jy sê, dankie Here. Dankie Here, ek ontvang dit. Ek vat dit vanmôre. In die naam van Jesus. Amen. So, ek wil hê ons moet so 'n bietjie uit die woord van die Here lees. En ek wil hê jy moet blaai, as jy jou Bybel het, na die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 1. Thank you, Lord. En ek wil lees vanaf vers 4, waar hy sê, en dit is Lukas wat hy skryf, hy sê, en toe hy nog, dit is na Jesus wat hy verwys, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Almal sê belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye van of die geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang. Almal sê krag ontvang. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Ek wil vir jou sê dat jou Jerusalem is waar jy is op die oomblik. Dit is Vanderbijlpark. So, jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en wat gaan die resultaat of die gevolg wees? Jy sal my getuie wees, in Vanderbijlpark, daar waar jy bly, in jou straat, by jou werk, waar jy daagliks jou daar deurbring, jy sal my getuie wees daar, jou Samaria is die Vaaldriehoek, of jou Judea is die Vaaldriehoek. Jou Samaria is Suid-Afrika, tot aan die uiterstes van die aarde. Dit is die belofte in die woord van die Here. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou jy kan dink hulle moes vreeslik verward gewees het, die disippels en die volgelinge van Jesus, toe hierdie gebeurtenis plaasgevind het, toe Jesus opgeneem is in die hemel. Want hy het vir hulle gesê, hy is met hulle, maar dit is ook vir hulle voordelig, dat hy weggaan. Hy sê, want as ek nie weggaan nie, dan kan ek nie die trooster na julle toe stuur nie, die Heilige Gees na julle toe stuur nie. So julle, dit is tot julle voordeel dat ek gaan, want as ek gaan, dan gaan ek hom stuur. Amen. En nou kom ons blaai net om na hoofstuk 2. En ons lees saam vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik, almal sê skielik, uit die hemel. Waar kom dit vandaan? Uit die hemel.
'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op sommige, op elkeen van hulle gaan sit het. Nou, daar was 120 mense in die oppersaal toe hierdie gebeurtenis plaasgevind het. En ek wil hê dat u moet let, dit was nie net op sommige nie, dit was op elkeen van hulle gewees. Ja, dis reg. Sê ek is 'n elkeen. Ek is 'n elkeen. Amen. Yes, amen. So, as jy 'n verwagting het vanmôre, God gaan niemand oorslaan nie. Verstaan? Dit is nie net vir sommige nie. Dit is vir elkeen. Elkeen in hierdie kamer en in hierdie vertrek vanmôre. Dit is vir jou. En hulle is almal, nie sommige nie, almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dit was die resultaat gewees. En ek wil hê dat u moet dit sien in die lig, dat wanneer, let me say it in English, when the supernatural comes upon the natural, then the natural becomes supernatural. Yes, amen. That's true. En so werk dit met die Heilige Gees. Jy verstaan nie mooi hoe werk dit dat ek, 'n natuurlike mens, my hande op 'n kankerpasiënt lê en vir hulle bid in die naam van Jesus, en as hulle gaan vir 'n sonar of vir 'n scan, dan kan hulle geen teken van kanker meer in daai liggaam vind nie. Hoe werk dit? It's when the supernatural comes on the natural, then the natural becomes, so it's God that does the work. It's got nothing to do with you. It is God working through you as a voluntary vessel to stand in faith en sê, ek glo die woord van die Here, duiwel, jy is onder my voete, jy's 'n verslaane vyand, ek sit saam met Jesus Christus in hemelse plekke, ver bokant alle kragte en magte en wêreldheersers en die bose geeste in die lig, en van hierdie posisie van autoriteit spreek ek tot jou in die naam van Jesus, gaan. Ja, amen. En die duiwels vlug. Ek wil vir julle sê, as die eerste kerk, want dis die dag toe die kerk van Jesus Christus gebore was op hierdie aarde. As die eerste kerk daai krag gehad het, wat deur hulle gewerk het, kan julle dink aan die getuienisse wat kom. Ek wil hê jy moet opgewonde raak. Vanmôre in jou gees, want ons leef in die laaste van die laaste dae. En die gees van die Here gaan begin beweeg, maar hy het manne, vroue, seuns en dogters. Hy het mense soos ons nodig wat glo in die woord van die Here. En daai woord vat en in die naam van Jesus te spreek, en God sal sy woord bevestig. Want dis al wat hy bevestig. Hy bevestig nie jou en my mooi ideologie nie. Hy bevestig nie ons mooi interpretasies en idees van
wat dit mag wees nie. God bevestig sy woord. En as ek en jy sy woord spreek, met geloof in ons hart, if we mix those two, speak with faith, speak with faith, speak with faith, the demons must flee. Amen. Ek wil vir u sê, ek het dit in die 25 jaar wat ek in die bediening was, het ek die magtige hand van God gesien beweeg. Soos nog nooit van tevore. En ek voel ek is nou weer op daai stadium, want hier is 'n salwing besig om te kom. I'm gonna leave. Ek het so baie voorberei. Ek weet nie hoekom doen die Here dit altyd met my nie, maar nou gaan ek net van my gees af bedien. Dit wat ek voel die Here sê. Ek het die magtigste wonderwerke gesien plaasvind. Wat niemand kan beskryf. Ek het die wonderlikste genesings ervaar, die heel eerste genesing wat ek ervaar het, net toe ek tot bekering gekom het. Ek was toe nog landros gewees in Pinetown. Maar die Here het my toe reeds geroep en ek het geweet, ek was in daai jaar wat ek voorberei het om voltyds te gaan studeer teologie. En daar was 'n Afrikaans, 'n Engelse gemeentetjie in Pinetown. En pastoor Paul Raper was die pastoor gewees. En hy en sy vrou was op pad Amerika toe. Hulle was uitgenooi. En hy het my genader, want hy het van my gehoor. En my gevra of ek nie die Sondag aand in sy kerkie sal kom bedien nie. En ons was 'n byeenkoms soos hierdie. Ek dink nie ons was meer as 30 nie, 20, wat ook al. En ek was so aan die brand vir die Here. Jy weet, daai eerste liefde, jy het net op bekering gekom. Jy het net die dooping met die Heilige Gees ontvang. Daardie wonderlike opgewondenheid. Jy weet wat jy sien vir alles kans. Niks is vir jou en jy's amper sê ek dom genoeg om die woord te glo. Amper dom genoeg. En ek het gepreek, en ek het my hart uitgepreek. En ek sê toe vir die mense, en nou gaan ons bid vir die siekes. En ek weet nie of ek heimlik gehoop het, niemand kom vorentoe nie, maar maar die fees is mos altyd aan die pad, jy weet. En hier kom 'n ouetjie, hy so skat hom so 8, 9, 10. Kom hy met sy kurke en sy eisters aan sy bene. Kom hy uit. En hy kom staan hier voor my en hy hang so oor. En ek kyk hom so en ek sê vir hom, what's your name? Hy sê, my name is Stephen Wright. Ek sê, Stephen, what do you want me to pray for you? He says, Uncle, I've got Perthes disease. Nou, Perthes disease is waar die been verkrummel. En hy maak sulke, in die beenstruktuur val hy sulke gate in. En hy sê, dis hoekom hy moet braces dra, want sy beenstruktuur is besig om heeltemal te verkrummel. En ek sê vir hom, ek sê, Stephen, do you believe that Jesus can heal you? Hy sê vir my, yes, uncle. En ek kyk in daai seentjie se gesig en ek sien die geloof in sy oë. En ek sien, vir hom om hier te staan, moet daar geloof in sy hart wees. Hoekom het hy gereageer? Hy is die enigste een, daar's niemand anders wat gekom het nie behalwe Stephen.
En ek sê vir hom, Stephen, in the name of Jesus, I'm going to lay my hands on you and I'm going to pray for you according to the word of God. And Jesus is going to heal you tonight. Do you believe that? I say, yes, uncle, I do. En ek lê my hande op hom en in geloof bid ek vir hom. En toe ek vir hom klaar gebid het, toe vat ek sy kurke. En ek sê vir hom, and now you run around this church. Ek was baie onverskrokke gewees. En die gaat ek gaan klop, maar hy hardloop. En hy hardloop en hy kom voor, ek sê, go again. Nou, vir die wat dit gesien het dit miskien baie stupid gelyk of geklink. Maar dit was dit. Ek is op die kas, 3 weke daarna, kom die hofordonnans en hy sê, sir, there's an urgent phone call in your chambers. The lady desperately wants to speak to you. Ek bedaag die hof, gaan na my chambers, en toe is dit Stephen se ma op die voor. Sy sê vir my, I just want to give you a testimony. Sy sê, we went for our checkup today. And she says, you know, since you prayed for my son, as a mother, I was very protective over him. But he believed that God healed him. He said, Mommy, that uncle prayed for me and Jesus healed me. And I said, I want to ride my bike. They said, no, you can't. What if you fall and you break something? He says, Mommy, I'm healed. Nou sit hulle daar in die dokter se spreekkamer en nou het hy die X-rays gekry van wat hulle geneem het. Nou sê hy vir sy ma, hy sê, Mommy, look, he's baffled. He's baffled. Look, he's baffled. Sy sê vir my, die dokter het dan het hy die kant gekyk en dan het hy die ding omgedraai en die kant gekyk en hy die kant gekyk. Hy sê vir what have you done to your son? Sy sê, what do you mean, doctor? Hy sê, here are his old x-rays. Look at this. En hy wys vir haar al die goed. En hy sê, here are the new x-rays. There is nothing wrong with his bone structure. All these cavities that you see here, they are covered, they are closed. He just needs to go to the physio to help him to learn to walk properly again. But physically, medically speaking, there is nothing wrong with him. Now, who did that miracle? When the Spirit of God comes, it's the creative Spirit. Amen. Hy is 'n skepende gees. In die begin lees ons dat die aarde was woes en leeg. But the Spirit of the Lord was brooding. Ander vertaling sê was hovering over the dark vapor. God created. And God the Father said, let there be light. Jesus, the Word that became flesh, brought the Word to the earth. And the Holy Spirit that was hovering, brooding, created and brought the light. Die God wat ons dien is 'n drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle is 3 persone, maar 1 God. Elkene
Nie 'n derde God nie. Hallo. Amen. Elkeen 100% Ja. God. Amen. Ja. Vader is 100% God. Yes. Jesus is 100% God. Die Heilige Gees is 100% God. En toe Jesus in die rivier staan saam met Johannes die Doper, was hy Jesus 100% God, Amen. maar ook 100% Mens. mens. Ja. Want hy is die enigste een wat deur 'n vrou gebore is. Ja. Van die drie enige God. En Johannes getuig, ek weet nie, ek is nou heeltemal van klaar, maar anyway, Johannes getuig en hy sê, ek het die hemele geopen gesien. En die Gees van God wat soos 'n duif op hom neerdaal en op hom kom sit. En ek het 'n stem gehoor uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Amen. Amen. Ja. Amen. Die drie enige God Jo. in een prentjie. Jo. Amen. Vader, Ja. Seun in die water fisies. En die Heilige Gees presies. Amen. Halleluja. Halleluja. En eendag. So as die Heilige Gees kom, die een wie die derde persoon in die Godheid is, God self, wat gebeur? Die eerste ding wat hy doen, hy bevestig jou identiteit. Amen. Dit is waar. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Daar is soveel verwarring in die wêreld vandag rondom identiteit. God is nie verward oor jou identiteit nie. Hy weet, hy wie jou gemaak het, weet wie jy is en wat hy jou gemaak het. Hy is nie verward oor jou identiteit nie. En as jy in gedagte hou, dat tot op hierdie stadium was Jesus 30 jaar op die aarde. Het hy gepreek in daai 30 jaar? Het hy wonders en tekens gedoen in daai 30 jaar? Ons weet baie min van wat gebeur het in daai 30 jaar, van sy geboorte totdat hy in die Jordaan gestaan en deur Johannes die Doper gedoop is. Maar wat lees ons daarna? Wat lees ons daarna? Hy het gaan vas vir 40 dae in die woestyn. En toe kom hy uit die woestyn, Lukas sê so mooi, in die krag van die Heilige Gees. En toe spat die duiwels in 7 verskillende rigtings. Hulle het in een rigting gekom, maar hulle het in 7 gespat. Amen. En hy staan in Nasaret waar hy groot geword het. In die sinagoge. En toe hy in die sinagoge was, toe gee hulle vir hom die skrif of die skrol, soos hulle dit noem. En toe hulle uit die skrol oopmaak,
lees ons in Johannes 4 vers 18, dat dit was op Jesaja 61 vers 1 en 2, wat hy lees, en hy sê hy lees hierdie woord, that the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel. The Spirit of the Lord is upon me to do what? To preach the gospel. To preach the gospel. To who? To the poor. But that does not exclude the wealthy either. He has sent me to heal the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty these or those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Ek wil terugkom na die wonderwerke wat ons ervaar het. Ek was in 'n boeregemeenskap. Ek het nie beplan om hierdie goed te deel nie, maar I just want to go as the Spirit leads, because I need to build your faith. I'm building your faith. This is what I'm doing. Because without faith, it is impossible to please God. And how will we overcome? We will overcome by the blood of the Lamb and by the word of our testament. Because nothing is impossible for God. Yes. Ons lees van die wonderwerke wat Elisa en Elia en die wonderlike profete, die groot profete en die klein profete ervaar het in die Ou Testament, maar is dieselfde God wat ons dien. In die eerste gemeente wat ons kom, is dit dan die daar in Noord-Natal, en dit is 'n boeregemeenskap. En dit was 'n saaiboerdery, 'n gemengde boerdery, saaiboerdery en beesboerdery. En ek het met die boere groot vriende geraak. Ek het die landbouweekblad gekoop elke week, dan studeer ek die landbouweekblad. Nie die huisgenoot gekoop nie. Ek het die landbouweekblad gekoop. Want ek wou op die hoogte wees van al die nuwe implemente en toerusting en saad wat nou is nou pioniersaad en dan is dit en dan, jy weet so, en die rasse en die vleisrasse, wat is die beste, is so, ek het myself, dan gaan ek na die vandisies toe. Dan fellowship ek met die boere dan. En ons het 'n boer gehad in die gemeente uit van Standerton se wêreld af gekom, groot boer. Hy het baie groot geploeg, hy het baie groot geplant, groot uitgawes. En die jaar het hy nuwe lande gemaak en hy ploeg en hy plant en hy het 'n verskriklike uitgawe, want jy weet hulle insetkoste is baie hoog. En ek kry 'n oproep van hom en hy sê vir my, ek moet asseblief saam met hom bid, want die mielies kom nou in die saad en as hulle nie binne die volgende 14 dae, as hulle nie nou reën kry nie, dan gaan hy 'n misoes hê. En ek sê vir hom, nee, dit is reg, en ons bid. En daar het toe niks gebeur nie. En ek bel hom een dag, paar weke daarna, en ek sê vir hom, hoe gaan dit? Hy sê, nee, dit gaan baie sleg. Hy sê, die mielieboom het die mielie gespeen, want dit is 'n oorlewing wat die mielieboom het, hy speen die mielie. Dan hoef hy nie, dan vat die mielie nie meer krag van die boom nie, dit is 'n oorlewing wat in die natuur is. Hy sê die koppe hang, pastoor, hy sê dit is verby, Ek sê vir hom, nou nie sy naam, ek sê, maar glo jy dat by God is alle dinge moontlik? Hy sê, pastoor, as jy dit glo dit maar ek sien wat ek sien, en ek kan nie daarby verbykom nie. Ek sê, maar ek gaan vir daai mielies kom bid.
Hy sê, jy kan maar bid, maar moenie eers na die huis toe kom nie. Nou kan jy dink op watter plek was hierdie man. Ek neem hom nie kwalijk, maar ek verstaan waar hy was. Daai het ons 3-piece suits gedra, as die pastoor in die gemeente. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het my green piece suit aangehad, 3-piece. My onderbaadjie, met my overbaadjie, en my suit, en ek stop daar by die mielielande, en ek stap tussen daai droë mielies in, maar die salwing van die Here is op. It's not by might, nor by power, but it's by my spirit. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Amen. Yes. En ek begin met daai dooie mielies praat, en daai dooie mieliebome. As iemand my gesien het, sou hulle gedog het, hierdie ou het iewers ontsnap, maar hy nie mag uitkom nie. Maar jy weet, die Here slaan 'n reguit hou met 'n krom stok. Amen. Ja, hy doen dit. Stem. En ek beveel daai mieliebome om daai mielies terug te vat. En om 'n oes te lewer. Ek spreek dit oor dit uit. En ek ry van die plaas af. Die hele ruk daarna kry ek 'n oproep van dieselfde man. Ek sê vir hom, hoe gaan dit nou? Hy sê nee. Hy sê, pastoor, jy moet plaas toe kom. Hy sê, hier's iets wat gebeur wat ek nie verstaan. Dis een van baie sulke stories. My kinders weet nie van die goed nie, of miskien weet hulle, want ek praat, maar die Heilige Gees het my gesê, ek moet u geloof bring. Ja. Want ons kan so vaskyk teen die goed wat vir ons dood lyk, maar daar is krag in ons. Yes, amen. En jy kan daai krag spreek in die naam van Jesus, daai skepende krag. Hy gaan vir jou deurbraak gee. En hy sal vir jou die deurbraak gee. Amen. En ek ry plaas toe. Hy sê vir my, sien jy hierdie lande? Hy sê, hier waar jy gebid het, hier oral. En hy vat my so om. Hy sê, daai kluisin van my, stap hier deur, hy stroper, hy harvester. Hy sê, dan moet, as hy aan die kant kom, moet hy stop, want dan moet hy laai, want die auger, hy moet nou pitte gooi, hy moet nou gooi. Hy sê, daai ding se pens is vol as hy aan die kant kom. As hy moet omdraai, dan kom hy terug, dan gooi hy hierdie kant weer. Hy haal daai jaar van daai land waar ons gebid het, en die omliggende lande, haal hy 'n rekord oes. Prys die Here, halleluja. Hy kon dit nie verstaan nie. Ek kon dit ook nie verstaan nie, maar ek het geweet waar kom dit vandaan. Ja, amen. En ek het net besef dat as ons bereid is om God net by sy woord te vat, Ja, amen. hy sal sy woord bevestig. Hy bevestig niks anders as sy woord. Met wonders en met tekens en met kragtige dade. Want geen ding sal vir God onmoontlik wees. Ek gaan vir julle nog een storie vertel van die boere. Want daar is ons Stoffontein toe. En daar is ook 'n boer in die gemeente. 'n Groot saaiboer. En hy plant aardappels. Onder andere op 'n gedeelte van sy plaas. En dis ook droogte. En nou ry ons met die Land Cruiser deur die lande. En dan sien jy die aardappelplantjie het opgekom. Hy het sy blommetjie, geel blommetjie gemaak. Maar nou is hy pikswart. Soos die son hom gebrand het. Alles bo is dood. En hy sê vir my, pastoor, kyk hoe lyk hierdie man. Ek sê vir hom, kom ons sê nou. Ek sê, Johan, glo jy dat God doen nog wonderwerke? Hy sê, pastoor, ek wil glo. En dan huil hy, die trane loop. Hy sê, maar ek sien wat ek sien. Ek vertel hom die storie van Dandie. Net om 'n bietjie te bou. Ek sê, dit het met my gebeur werklik.
Sê, ek is 'n getuie daarvan. Hy sê, maar pastoor, kom ons bid. En ons vat hande in die lande. En ons bid. En hy bel my, ruk daarna, selfde storie. Hy sê, jy sal nie glo wat hier gebeur. Ek sê, try my. Hy sê vir my, hulle het reën gekry. Gewoonlik as daai plant so lyk, hy's dood. Hy kom nie. Hy sê hierdie lande staan vol geel blommetjies. Dis net 'n plaat geel blommetjies. Dit was so 'n opskudding gewees van wat daar gebeur het, dat die hoofprof van die landboufakulteit in Bloemfontein, waar ek gestudeer het, my alma mater by Kopsies. Hulle het van hulle dosente en hulle het van hulle staf uitgestuur na die plaas toe, om te gaan kyk wat het daar gebeur, want toe hulle onder die grond krap, toe staan 40 plus aartappels aan elke boom. Halleluja, Aan elke boom. Amen. Dit sal nie dan. Dis net God wat sulke skepende werke kan doen. En by hom is geen ding onmoontlik. Amen. Geen ding onmoontlik. En daai man haal 'n rekord oes van daai grond af met daai aardappels. Aan hom al die eer, al die lof en die aanbidding. En wat het gebeur met die eerste disippels toe die Heilige Gees op hulle kom? Kom ons kyk gou-gou. En ek wil vinnig nou, ek wil klaarmaak, ek moet nou land. En ek wil begin lees Handelinge 2 vanaf vers 14. Maar Petrus, want jy sien, toe die mense sien wat hier gebeur in Jerusalem, met hierdie geweldige rukwind wat kom en die tonge van vuur wat op almal is, toe sê hulle, hierdie ouens is dronk, man. Want hulle het gelyk soos 'n klomp dronkouens. Hulle praat in vreemde taal, nou maar net soos dronk mense nou maar kan wees, jy weet. Nou staan Petrus op. En luister nou vir Petrus. Hy sê, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle nou weet en luister nou na my. Hallo Petrus, wie is jy? Minder as 2 maande terug, om presies te wees 50 dae gelede, toe 'n diensmeisie jou vra, maar jy soek mos een van sy volgelinge. Toe het jy Jesus 3 keer verloor. 3 keer. Jy het gesê, ek ken hom nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Los my uit en jy het in die nag aangevlug. Wat gebeur nou, Petrus? Joodse manne. En almal van julle wat in Judea is. Luister nou na my woord. Etaya sabatoshi bendeniasta. Jy sien, hy het weer besef wie hy is in Christus. Sy identiteit was herstel. That's what the Holy Spirit does. It restores your identity. En hy begin vir hulle preek. Hy sê, hierdie mense is tog nie dronk, soos julle dink nie, amper sê ek drink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre, dit was 9 uur in die oggend gewees. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Dis nie net vir sommige nie. Dis vir almal.
en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. So sit jouself maar in die kategorie waar jy dink jy pas. Okay. Ek sien myself nog by die jong mense. En ook op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Amen. Amen. En as 'n mens deur hierdie hele hoofstuk lees, tot by vers en hoofstuk 4, tot by vers 31, dan sien jy die gedaanteverwisseling wat hier plaasgevind het, toe die Heilige Gees op hulle gekom. En dan wil ek vir jou net herinner wat Jesus gesê het. Hy het gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Hy sê, en as jy glo, wie van u glo in Jesus? Amen. Ja, dis almal. Dank God daarvoor. Hy sê, as jy glo, almal sê, ek is in die Bybel. Ek is in my. Want ek glo. Ek glo. Hy sê, en vir die wat glo in my, luister hier, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. En julle sal groter werke doen as dit. Hoekom? Omdat ek na my Vader gaan. En hier staat Petrus in Johannes en hoofstuk 3 van Handelinge na die tempel, en hier sit 'n kreupelman wat vir 40 jaar 'n krippel is. Elke dag dan bring sy familie, dan sit hulle hom daar by die poort, by die ingang van die tempel, en hy bedel. En hier kom Petrus en Johannes aangestap, en ek sien myself toe ek daar tussen die mielielande geloop. Daai selfde spirit, daai selfde ding, daai selfde gees. En hy bedel, en hulle stop by hom, hulle sê, hey, kyk vir ons. Kyk vir my. Hy sê, dit wat jy soek, silwer en goud, het ek nie. Het ek nie. Maar dit, wat ek het, Amen. Yes. wat het hy? Hy se naam van Jesus. Wat het hy? Heilige Gees. Woe! Amen. Hy het die naam van Jesus, want Jesus het gesê, alles wat julle die Vader vra in my naam, dit was ook 'n nuwe lering vir hulle, want hulle het nooit geweet daar's 'n Vader nie, en hulle het nooit geweet hulle kan die Vader vra in die naam van Jesus nie, maar he's now acting on the word. Amen. Hy sê, maar dit wat ek het die naam van Jesus, en ek het die salwing van die Heilige Gees. Amen. Halleluja. Die dunamis krag. The dynamite power, die woord dynamo en dynamite is van die Griekse woord dunamis, wat power is in die Nuwe Testament. Verwysende na die Heilige Gees krag is afgelei daarvan. En ons het die voorbeeld van Jesus, wat as die leeu uit die stam van Juda voorgehou word, maar ook as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons het die Heilige Gees as die dunamis, die dynamite power to create, but also a picture of a dove. En het jy geweet dat 'n duif is een van die voëls dat voordat hy gaan sit, he hovers. Amazing. Amazing. I just feel the Holy Spirit
is hovering over this congregation this morning. Yes, we need it Is so much. hovering, brooding, like in Genesis 1. Hovering. And He's going to create in you a new spirit. Amen. He's going to ignite a flame on the inside of you. Yes. En Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus die Nasarener, staan op en loop. En hy vat hom by die hand en hy rig hom op. En onmiddellik vir 40 jaar, mense, 40 jaar was hy 'n krippel gewees. 40 jaar. En God rig hom op. Daar loop hy. Daar spring hy. En almal was verbaas gewees toe hulle die wonderwerk van God sien. So voel ek that the Holy Spirit wants to do something so unique, Amen. so special here this morning. Now we just say, come Holy Spirit, Yes. I need you. Yes. Come, Come. sweet Spirit, I pray. Come in your strength, your dunamis power, but also come in your own gentle way. Kom Heilige Gees. Kom doen 'n nuwe ding in my lewe. Vanmôre maak ek my hart, maak my lewe vir U oop. Kom Heilige Gees. Come, sweet Spirit, I pray. Kan ons miskien weer daai woordjies sing, come Holy Spirit.